Goed, so kom ons gaan nou vanmiddag aan na Sondag 30b toe. Dit is in die laaste gedeeltetjie van nagmaal wat ons vandag gaan in die sakramente. Van Sondag 25 af tot by Sondag 30 gaan oor sakramente en dan gaan ons die laaste deel oor sakramente doen vanmiddag. Goed, kom ons bid. Ons Vader, baie dankie dat ons dan vanmiddag weer hier in die woord kan wees. Ek bid dat U ons sal seën en vir ons goed sal wees en soos U besig is rarig ook deur die Gees en met die woord in ons sal werk. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Goed. So ek het nou gesê ons is by die laaste gedeelte van sakramente. As ons in die sakramente, kom ons sê dit gaan net weer, as ons by sakramente is Sondag 25 tot by Sondag 30 waar en wat 'n deel van die katekismes is ons? Julle dit onthou? Verlossingsdeel. Mooi, die verlossingsdeel. Die verlossingsdeel, right. En dan is sakramente, wat is ander twee woorde wat ons ook gebruik vir sakramente? Teken en 'n seël. Mooi, teken en 'n seël waarvan? Van die verlossingdeel. Van die evangelie van Jesus Christus, dis vir ons 'n skildery, 'n prentjie, 'n video van die verlossingswerk wat daar vir ons in Jesus Christus is. By doop is dit so en by nagmaal is dit so, nee. En dan tegelykertyd is dit ook 'n middel waardeur Christus deur sy Gees ons verseker van dit wat hy vir elke gelowige doen in die evangelie, of die evangelie storie oor wat hy vir elke gelowige doen. Goed, nou, kom ons doen werk eers deur die vragies, die huiswerk vragies by Sondag 30b en dan gaan ons bietjie in daardie gedeelte van ons katekismes in, dis nou vraag en antwoord 81 en 82 dan. Goed, kom ons kyk. Watter 3 dinge word gesê van die mense wat na die nagmaalstafel moet kom? Kyk na die verklaring van vraag en antwoord 81. Of die verklaring van antwoord 81. Wat het julle daar gesê? Watter 3 dinge word gesê? Johannes, wat sê jy? Die Christus het 8 keer van homself vanweer die sondes. Ja. En die Christus is sondaars wat nogtans vertrou dat hulle sondes om Christus wil vergewe is. En die Christus is diegene wat begeer om hulle geloof te versterk en hulle lewe te verbeter. Okay. So dis die ouens wat na die nagmaal toe kom, nee. Getroost is, nee, gelowig is. En ook so ek sê, mense wat werklik gelowig is, wat 'n afkeer van hulle self het, hulle verlossing in Christus soek en in Christus hulle lewe verbeter. Dis eintlik die 3 dele van die katekismes nou weer. Goed. So dit is wie na die nagmaaltafel kan kom en moet kom, nee. Goed, vraag 2 sê ook in antwoord 60 hoor ons die wonderlike nogtans. Wat word daar gesê? Wat doen God nogtans, ondanks my sonde? Wat sê jy, Marie? God skenk deur sy louter genade alleen, sonder verdienste van my kant af, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus alleen. Mooi, dat is hy, Okay, wat word bedoel met 'n huigelaar? Wat is 'n huigelaar? Wat sê jy, Johannes? Mense wat voorgee dat hulle Christus glo, maar die saak te ver van ons. Ja, mense wat voorgee, nie regtig gelowig is nie, ja, is huigelaars. Okay, dan 4. Wat gebeur met huigelaars en onbekeerdes wat tog die nagmaal gebruik? Kyk na die einde van antwoord 81. Wat sien jy daar, Marie? Hulle eet en drink oordeel oor hulle self. Hulle kry nie troos nie. Ja, hulle eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Omdat jy nie deur die geloof kom nie, Okay. Kom ons kyk 'n bietjie na die B-gedeelte. Wie word vertroos volgens Matteus 5 vers 4? Wat sê jy daar, Johannes? Die wat treur. Ja,
salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ja. Salig die wat treur, want hulle sal vertroos word. Okay? Kom ons dink 'n bietjie waaroor treur. Oor Matteus, want dit begin met salig is wat arm van gees is, nee, in Matteus 5 vers 3. Salig is wat arm van gees is, en haar arm van gees sê, ek het niks in my binneste wat ek kan aanbied vir God nie. Al wat ek het is sondeskuld. Dis waar ek staan. Ek is arm. Ek kan niks gee nie. Ek het alles nodig. En by dit alles het ek hierdie geweldige sondeskuld. Maar dan kom die Here en hy sê, maar ek gee vir sulke bedelaars die koninkryk. In die koninkryk is jy ook getroos. En ek treur oor daardie sondeskuld van my, oor daardie krisis van my, dis hoekom ek treur. En dan deel ek in die koninkryk, en in die koninkryk is jy ook getroos. Ok. Goed, kom ons kyk, wat gebeur volgens 1 Korintiërs 11:29 met mense wat op 'n onwaardige wyse eet en drink? Wat sê jy, Marie, ek is nou jy, wat sê jy? Hulle eet en drink oordeel oor hulle self. Goed. Ons kyk, waarom dink jy was daar in Korinte baie swakkes en siekes en 'n aantal het ontslaap? Kom ons dit so. Lees 1 Korintiërs 11:30 saam met vers 29 en kry daar uit jou antwoord. Wat sê jy daar aan Johannes, wat het jy raak gesien? Hulle het oordeel oor self eet en drink. Ja, want hulle het nie reg nagmaal gevier nie. En dan kom die Here se oordeel. Ok, wat word bedoel met 'n onwaardige eet en drink in 1 Korintiërs 11:29? Wat sê jy daaroor? Sê dit nie doen met 'n gelowige hart. Wat sonder besef en maar wat na Jesus toe gaan en glo en dan dankbaar is. En wat rarig met 'n nuwe lewe wil leef. Ok, so kom ons kyk 'n bietjie, wat sien ons nou in ons katekismes boekies hier raak oor hierdie wie moet na die nagmaal van die Here kom? Kom ons kyk 'n bietjie. Daar so sê vraag 81. Maak 'n bietjie oop julle katekismes boeke daar. En vraag 81. Kyk jy nou. Ok, daar sê. Maar nie eers ons daar die vraag hier. Wie is die nagmaal van die Here ingestel? Vir wie is die nagmaal van die Here ingestel? Is dit hoe jy nou ook dit sê? En hy sê, wie moet na die nagmaaltafel van die Here kom? Wie moet na die nagmaaltafel van die Here kom? Ok, Johannes, lees jy 'n bietjie vir ons daar. Wat sien jy? Vir die wat hulle self vanweë hulle sondes mishaag en tog vertrou dat dit hulle vergewe is om Christus wil en dat ook die oorblywende swakheid van sy lyding en sterwe bedek is. Met sy lyding en sterwe ook bedek is, nee. Ok? Die wat ook begeer om hoe langer hoe meer hulle geloof te versterk en hulle lewe te verbeter. Maar die heiligelaars en die wat hulle nie met 'n opregte hart tot God bekeer nie, die eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Ok, kom ons kyk 'n bietjie nou. So met ander woorde, as ons nou hier, dan ons teken vir ons hier, weer die nagmaal, teken weer die nagmaaltafel, so van hoe af en ok, en so is beker, staan beker, ok, en hier is die brood. Goed. Right, so is die beker. Right, nou is die vraag,
kan na die tafel van die Here kom? Dit is die vraag en dit is vraag en antwoord 81. Okay? So wie kan kom? Kom ons dink aan nou, hierso moet my ouens hier rondom kom sit om die tafel. Okay, so wat baie belangrik is, kom ons kyk eers so bietjie, so wat sê die katekismes, wie is die ouens wat aan die tafel wel kan kom? So is, wat sê julle sê, wat is die eerste merkteken van die wat aan die tafel van die Here kom? Hulle self van die hulle sondes misdaad. Kan so sal hierso sê, ouens wat sonde besef, ouens wat sonde besef, berou het. Okay? Kan ook hierso sê, kyk hoe sê myne, hulle wat van wie hulle soms afkeer in hulle self. Afkeer in hulle self. Okay? Dis die eerste ding. Nee. Ons sal ook sê, as ons nou hierso 'n Bybelversie wys, nee, ons sal hierso sê, armes van gees. Nee, as ons dink aan die bergpredikasie, armes van gees, treurendes. Okay? Die wat vermoeid en belas is, ons nou vermoeid en belas, ons kan ook sien so sagmoedig is. Vermoeid is en belas is. Dis die ouens wat, dis die eerste ding wat ons sien. Wat is die tweede ding? Die wat toch vertrou dat hulle vergewe is om Christus. Met ander woorde, as ouens wat sonde besef, berou, afkeer in hulle self het, maar in geloof na Jesus gaan. En is in Christus, kan ons ook sê. Okay? Wie nog? Of wat is die derde eienskap van hierdie ouens? Wat verkeer. Ja, okay, goed, ek dink is reg. Kyk nou daarso net. Daar staan hulle soms vergewe is, en die wat begeer dat hulle geloof hoe langer hoe meer versterk word. Sien julle daar? So hulle smag 3 smag na geloof versterk. Hulle wil hê, hulle soek dat die Here deur hierdie genade middel my net al sekerder maak dat ek wat glo, raar deel het in die verlossing in Jesus Christus. Hulle smag na geloof versterk. Okay? En wat is die vierde ding? Daar is 'n vierde ding ook daar. Wat daar genoem word. Daai 3 en 4
kan ons eintlik onder een opskrifie sit, maar kom ons maak hulle so 'n bietjie uitmekaar uit, want ek dink hulle is daar 'n bietjie tog kan mense 'n dingetjie wys. Kyk, daar is myne sê die wat ook begeer om hoe langer hoe meer in geloof te versterk. Kry julle daai sinnetjie daar by julle? Johannes, het jy hom daar? Ja. Te versterk en dan staan daar en hulle lewe te verbeter. Met ander woorde, 4 hulle wil heilig, moet sê lewe van heiligmaking leef. Hulle wil graag breek met die sonde in hulle lewe. So dis ouens wat na die nagmaal kom. Nou hierdie ouens, dis ook die ware lidmate van die kerk, hierdie ouens. Dis die ware lidmate van die kerk. En ek wil nou hier met 'n bietjie julle Bybels blaai. Na NGB artikel 29. Dit raak NGB artikel 29. Is dit voor of na die gaan? Dis voor, net voor die katekismes. Het jy hom daar? Het jy hom daar? Kry hom daar, Johannes, daar? Baie van jou sal ons familie as beteken dan. Is dit voor die geloof? Ja, dis nou net na daar, net na daar. Dan moet jy nog aan, dan sê daar begin het nou. Dat is artikel 4, nee. Soos het artikel 29. Ja. Kyk nou 'n bietjie net, as jy nou kyk na artikel 29 begin, en myne begin met ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettendheid uit die woord van God behoort te onderskei watter kerk die ware kerk is. Sien julle dit? Goed, en dan kom daar 'n volgende paragraaf en myne sê vervolgens aangaande die lidmate van die kerk. Het julle hom? Kyk 'n bietjie hier by julle. Terug. En aangaande die wat tot die kerk behoort, sien jy daar? En aangaande, jy kan daar maar heen. En aangaande, ja. Lees 'n bietjie daar en aangaande daai, wie sal vir ons dit kan lees? Ek dink maar lees nou weer jou beeld. Lees 'n bietjie daar. En aangaande diegene wat tot die kerk behoort, hulle kan geken word uit die merktekens van die Christene. Die merktekens van die Christene. Hoor eens 'n bietjie hoe stem dit ooreen met die ouens wat om die nagmaaltafel kom. Ja? Naamlik uit die geloof en as hulle nadat hulle die enigste saligmaker Jesus Christus aangeneem het. Hulle het die enigste saligmaker Jesus Christus aangeneem. Ja. En dit is die ouens wat werklik met ander woorde glo in Jesus. Ja. Okay? Die sonde ontvlug en die geregtigheid najaag. Hulle wil hulle lewe verbeter. Hulle wil die sonde ontvlug en die geregtigheid najaag. Okay? Die ware God en hulle naaste lief hê, ook nie regs of links afwyk nie en hulle vlees kruisig met sy werke. Hulle vlees kruisig met sy werke. Hulle wil breek met die ou sonde verdorwe natuur wat daar nog oorgebly is. Ons is vrygemaak van hom deur Jesus, verlos uit die mag van sonde en nou het hulle 'n oorlog met sonde. Sulke ouens dra die merktekens van ware Christene. Hulle is deel van die ware kerk.
Hy lees 'n bietjie net vir ons verder, Johannes, daarvan hiermee, myne begin dan aan met hiermee sê ons nie. Wat sê jy nou? Nogtans wil dit nie sê. Ja, daar sê, lees 'n bietjie vir ons. Nogtans wil dit nie sê dat daar nie nog groter swakheid in hulle is nie, maar hulle stryd daarteen deur die Gees al die dae van hulle lewe, deur altyd. Daar's die oorlog teen die sonde weer, né? Ja? Deur altyd weer hulle toevlug te neem tot die bloed, die dood, die lyde en die gehoorsaamheid van die Here Jesus, en wie hulle die vergewing van hulle sondes het tot deur die geloof in hom. Dat is mooi, nee. Dit is die ouens van die waarheid. Nou wat belangrik is, rondom die nagmaaltafel, nee? Rondom die nagmaaltafel, is dit die nagmaaltafel is die plek waar ons in hierdie tyd, voor die wederkoms van Jesus Christus, die gemeente, die ware gemeente van Jesus, die heel duidelikste sien. So dit ook hier so skryf, nee? Die nagmaaltafel is die plek waar ons die gemeente van Jesus nou voor die wederkoms die heel duidelikste sien. Nou, dit is 'n baie belangrike ding wat ons moet raak sien. Die ouens rondom die nagmaaltafel is die ware gemeente van Jesus. Wie is die ware gemeente van Jesus? Dis die ouens wat hulle sonde besef. Dis die ouens wat werklik vasgryp in geloof in Jesus. Dis ouens wat smag daarna dat hulle geloof versterk word deur die genademiddel van die sakrament. Dit is ouens wat regtig volbreek met sonde deur hulle lewe. Dit is die ware gemeente van Jesus. En daardie ware gemeente van Jesus is 'n nagmaalvierende gemeente. Is 'n nagmaalvierende gemeente. OK. So, dit is 'n belangrike ding wat ons daar moet raak sien. Nou, belangrik dat ons moet raak sien ook. Nou, voor die wederkoms van Jesus, is hier nog die hypocriete. In die gemeente daar. Huigelaars. OK? Huigelaars is ouens wat nie werklik glo nie. Hulle sê hulle bely hulle geloof, maar hulle glo nie werklik. In ander woorde, hulle bely maar glo nie werklik nie. OK? Glo maar hulle bely nie werklik nie. So, dat ons hier moet raak sien, die gemeente van Jesus voor die wederkoms is nog nie heeltemal suiwer nie, nee. So ons moet sê, gemeente voor wederkoms is nog nie 100% suiwer nie. OK. Goed. Ons gaan sê nog 'n belangrike ding. Kom ons hou dit net so vas. Die gemeente van Jesus is nog nie 'n 100% suiwer gemeente nie. Dit moet ons onthou, nee. Maar dan is daar nog 'n afdeling van mense
wat ons raak sien. En dit sien ons daar, as ons nou terugblaai na die katekismus toe. By Sondag, daar by Sondag 30, by vraag en antwoord 82. Wat staan daar? Marie, lees jy net vir ons die vraag nie? Moet ook diegene aan die nagmaal toegelaat word, wat hulle met hulle belydenis en hulle lewe as ongelowige en goddelose mense gedra. Ok, nou hier is belangrik, wat ek net hier wil skryf. Hier by die heiligelaars, ons kan ook sê, skyn heilig. Nee, ons sien hulle nie altyd. Hulle lyk reg. Hulle lyk reg, nee. Maar daar staan nog 'n groep. Daar is nog 'n groep. Hierso is ook ouens. Okay? En wat doen hulle? Hulle wys met hulle lewe dat hulle goddeloos is. Nee, hulle wys met hulle lewe dat hulle goddeloos is. Dat hulle nie gelowig is. Wat moet met hulle gebeur? Wat sê die antwoord hier? Nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toorn oor die ganse gemeente verwerp. Okay, so hulle mag nie aan die nagmaaltafel kom nie, want hulle ontheilig die verbond en so word die toorn van God oor die hele gemeente opgewek. Okay? Lees 'n bietjie verder. Daarom is die Christelike kerk verplig volgens die ordening van Christus en van sy apostels om sulke mense deur die sleutel van die hemelryk uit te sluit totdat hulle verbetering van hulle lewe wys. So hierdie ouens moet uitgesluit word met hulle moet met sleutels van die koninkryk, nee. Ja. Okay? Uitgesluit. Okay. En dit is tug, nee. Dis die tug. En ons gaan nou in die volgende Sondag afdeling, by Sondag 31 gaan ons weer daaroor begin. Nou moet van die nagmaaltafel afgehou. Maar met ander woorde, uiteindelik ook uit die gemeente uitgesluit word. Nee, want hulle wys met hulle lewe dat hulle nie waarlik glo nie. Dat hulle nie hulle sonde besef nie. Nie waarlik hulle toevlug na Jesus toeneem nie. Nie waarlik in Christus besig is met 'n nuwe lewe nie. Nie waarlik smag om hulle geloof te laat versterk nie. Is hulle deel van die gemeente? Nee, en daarom moet hulle uitgesluit word. So, wat ons moet raak sien hier is, ons moet raak sien in Sondag 30 vraag en antwoord 81. Wie is Jesus se gemeente? Jesus se gemeente, die ouens wat werklik verlos word, is ouens wat nagmaal vier. Okay? Wie is daai ouens wat nagmaal vier? Dis ouens wat hulle sonde besef. Deel hulle lewe na. Wys die Here Jesus vir hulle sonde. Maar hy wys ook homself en daarom neem ons toevlug altyd na Jesus toe. In Jesus en by Jesus smag ons om deur Jesus
deur sy Heilige Gees versterk te word en verseker te word en sê, maar jy wat by my is, het waarlik vergifnis van sondes. Jy het die nuwe verbond. Jy het die ewige lewe. Jy is verenig met my. Dis mos die goed wat die nagmaal vir ons wys en vir ons verseker. En dan wil ek uit liefde vir die Jesus breek met my sonde en 'n nuwe lewe leef. Dis die gemeente. Binne na gemeente nou op pad na die wederkoms toe is daar nog bygelaars. Ons het skyn heilig is, hulle maak asof hulle so glo nie werklik nie. Okay? En dan is daar 'n derde groep en dis ons wat hulle lewe wys. Hulle is nie werklik deel van die gemeente nie en hulle moet uitgesluit. Nou, hulle moet nie aan die nagmaaltafel kom nie. Nou, baie belangrik. Hoekom werk ons katekismes? Hoekom sê ons katekismes nie sommer, ja maar hulle moet hoekom gebeur daardie, hulle moenie na die nagmaaltafel kom nie? Hoekom moet ons hulle by die nagmaaltafel weghou? Hoekom nie sommer op enige plek? Of hoekom nie sommer net gewoonweg in die loop van die lewe van die gemeente? Hoekom by die nagmaaltafel? Die nagmaaltafel kan nie gebeur. Hier by die nagmaaltafel is die plek waar die gemeente die heel meeste sigbaar word hierdie kant van die wederkoms. En daarom is die ouderlinge verplig om ook hier toesig te hou en te kyk wie kom na die nagmaal. Okay, nie sommer net enige iemand kan na die nagmaal kom nie. Die ouderlinge het ook die plig om seker te maak, dis die ware gelowiges. Want Jesus regeer oor hierdie nagmaalvierende gemeente. Hoe? Deur die ware gelowiges. En Jesus om vir sy skape die lewe gee. Nou, die sy skape, die ouens wat waarlik in hom glo, die ouens wat sonde besef, die ouens wat smag na versterking van geloof, die ouens wat regtig wil breek met hulle sonde deur hulle lewe. Maak dit vir julle sin? Dis die ouens wat waarlik na die nagmaal toe kan kom. So, die prentjie wat ons hier moet raak sien is, wie is die gemeente van Jesus? Hulle is die nagmaalvierende gemeente. Daardie gemeente is nog nie heeltemal in hierdie tyd voor die wederkoms 'n suiwer gemeente nie, maar daar is nog hygelaars. Ons het ook werk aan 'n gemeente wat al hoe minder hygelaars in het. Nou, en dan is daar ouens wat met hulle lewe wys en hulle moet uitgesluit. OK, maak dit vir julle sin? Nee. En ja, so dit is 'n baie belangrike ding wat ons moet raak sien. Nou, hoekom staan daar dat die verbond ontheilig word en die toorn van God oor die hele gemeente opgewek? Hoekom staan dit? Hoekom gebeur dit? Want kyk, die ouderlinge moet nou hierdie ouens weghou, maar as die ouderlinge hierdie ouens nie weghou, dan word die toorn van God oor die hele gemeente opgewek, verbond word ontheilig. Hoe is dit so? Want daai ouens nie verbond toe en hulle is nie deel van verbond. Hulle is nie deel van verbond. Ek dink 'n ander ding wat ons moet onthou is. Hierdie mense rondom die nagmaaltafel, is almal aan mekaar verbind. Hulle verbind aan brood en beker. Die ouens is almal vas aan die brood en die beker. Nou, almal is vas aan die brood en die beker. En wat was dit? Ons is almal verbind aan Jesus Christus. Christus in ons in Christus. Maar as ons almal vas is hieraan, ons is ook almal vas aan mekaar. Ja?
Want hierdie, almal is vas aan die brood en beker, dan soos ons vas aan mekaar. Nee. So ons is eenheid. Die gemeente is een liggaam. Want ons deel in die een liggaam van Jesus. Kom ons maak ons Bybels oop by 1 Korintiërs 10. 1 Korintiërs 10. By versie 16 en 17. Dis 'n bietjie vir ons versie 16, Marie. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? So almal het nou gemeenskap aan die brood en die beker. En dis tekens van jy het gemeenskap met Christus self. OK? Gemeenskap beteken mos jy deel in. Jy's in verhouding met. Ek is in verhouding met die brood. Ek is in verhouding met die beker. As ek uit hom vat en uit hom drink, dis nogals 'n naby verhouding, né? En net so wys daar goed vir my, jy's in 'n verhouding met Christus en Christus kom bly in jou soos die brood in jou kom bly en die wyn in jou kom bly. Jy deel in Christus en in Christus is daar vergifnis, in Christus is daar 'n nuwe verbond, in Christus is daar 'n ewige lewe en naweek. Maar kyk nou wat sê versie 18. Lees 'n bietjie versie 18 vir ons, Johannes. Let op Israel na Ekskuus, vers 17. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan een brood. Aha, so, omdat ons almal deel het in een brood, die een beker, daarom is dit een liggaam. Maak dit sin vir julle? OK, nou, wat maak hierdie nou? Ja, kyk nou 'n bietjie terug na 1 Korintiërs hoofstuk 15. Kom ons blaai terug na 1 Korintiërs 5. Kom ons lees 'n bietjie wat gebeur daar in 1 Korintiërs 5. Marie, lees jy vir ons versie 1, nee, jy lees vers 1 en 2, ek lees vers 3 en 4, Johannes, jy lees 5 en 6, dan lees ons gou daar deur daai hoofstukke, kyk ons wat gebeur daar. 'n Mens hoor dadelik van hoedery onder julle, en hoedery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het, en tog is julle opgeblaas in plaas dat julle liewer getree het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Aha, hier's 'n ou wat met sy lewe wys dat hy goddeloos is. Nou, hy het nou sy ma se vrou, die Here verbied dit. En nou sê Paulus, maar hy moet verwyder word uit die gemeente. Hy kan nie hier wees nie, hy moet die ouderlinge moet hom wegvat. OK? Nou kyk nou wat gebeur nou verder. Versie 3. Want wat my betref, het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig alreeds besluit, asof ek teenwoordig was om hom, wat so iets gedoen het, in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my gees saam met die krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? OK, nou sê Paulus, as ek hierso was by die nagmaaltafel by hulle, dan sê pragtig hierdie ouens gesê, gee hulle oor aan Satan. Wat beteken dit? Dis klink nogal woes, nie? Maar wat dit beteken is die gemeente behoort aan die Here. Dis die koninkryk van die Here. Buite die gemeente is dit daar was Satan nog heers. Nou sê Paulus, maar dan sal hulle oorgaan Satan. Dat hulle teruggaan met die koninkryk van Satan, daar wil hulle hoort, want hulle wys nie hulle lewens, hulle hoort nie in die koninkryk van God nie, hulle hoort in die koninkryk van die duisternis. Dan sal ek hulle so bestuur. Ek sal my apostoliese gesag toepas en ek sal hulle uit die gemeente uitweer. Weg van die tafel van die Here. Want hulle wys as hy nie deel aan Jesus Christus nie. OK? Nou kyk nou wat lees weer vir ons versie 6.
Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak? Daar kom nou die probleem. Die bietjie suurdeeg maak nou die hele besigheid vrot. Want ons is verbind almal aan mekaar. Nou, sien julle dit is hoekom dit moet uit. Nou sê Paulus, kyk na versie 7, Marie. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paasnaam is vir ons geslag, naamlik Christus. Goed, versie 8. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. Okay, met ander woorde, Paulus wil hê die gemeente moet uitgesuiwer word deur die kerklike tug, die sleutels van die koninkryk. Wie doen dit? Die ouderlinge moet dit doen. Nee. Nou kom ons by versie 9, sê Paulus nou. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Ok? My brief, as 'n vorige brief wat hy al gelyk geskryf het. Hy sê moenie met hoereerders omgaan. So jy kan nie om die tafel van die Here ouens hê wat hoereerders is, wat sê ons het tot bekering gekom, maar hulle lewe in losbandigheid. Ja. Okay? So ek het dit vir julle gesê. Dit wil sê nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of die rowers of die afgodsdienaars of in die algemeen nie, maar want dan sal julle uit die wêreld moet uitgaan. Versie 11, Johannes. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan, hy as broer bekend 'n hoereerder is of 'n gierigaard of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower nie. Met so iemand moet julle self nie saam eet nie. Met so iemand mag jy selfs nie saam eet nie. Nee. Iemand wat in die gemeente is, op die lidmaatregister kan mens maar sê, maar hy lewe 'n goddelose lewe en sê Paulus, so iemand moet uit die gemeente uit. Ons mag self saam met hom nie eet nie. Nou lees ons aan, dit is versie 11. Ek dink Marie moet nou lees versie 12. En waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is, oordeel God, verwyder tot die slegte mense onder julle uit. Verwyder hulle onder julle uit. Nee. So hier sien ons baie duidelik hierdie bevel van die Here, dat hulle moet uit. En ons kan hierso sê, as ons hier moet raak sien is, ek wil net hierso sê, en dan hierso sien ons hierdie waarheid sien ons in 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. Sien ons hierdie baie belangrike waarheid. Nee. Dat 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Dis die Christus. Hoekom? Want die nagmaal is nie maar net ietsie wat jy ons individueel kan doen nie. Nee. Die een beker en die een brood wys ook vir ons is aan mekaar gebind. Bedoel as jy nou daai beker drink, nee, die wyn wat nou in my maag is, kom uit dieselfde beker as waaruit jy nou gaan drink. So daar's een wyn binne in my en jou en binne in my en jou, soos nagmaal het. En so die brood ook. Daai brood is een brood. Nee. So die brood wat in my is dieselfde brood wat ook in jou is dieselfde brood wat ook in jou is, en dit wys na Jesus, dieselfde Jesus is in my en in jou en in jou. En daarom word ons deur die een Jesus as een liggaam by mekaar gebind, en die een brood op die nagmaaltafel wys dit, en die een beker op die nagmaaltafel wys dit. So, en daarom, as daar nou 'n ou van buite af inkom wat nie waarlik glo nie, en as hier die hypocriet, dis al klaar 'n probleem, maar die Here sê hy gaan hom uitsorteer want hy eet en drink 'n oordeel oor homself. Maar as ons as gemeente
raak sien, maar hoor hierso is ouens wat goddeloos lewe, dan kan ons mos nie dit toelaat. Dan is dit nou soos in Korintiërs waar Paulus sê, julle roem is nie mooi. Julle dink julle is so cool. Nee. Maar is nie cool om goddelose mense aan die nagmaaltafel te hê. Tree en weer hulle uit. Nee, verstaan julle dit? Dit is belangrik, né? Baie belangrik. Wys vir ons ook, die Here soek in die wêreld 'n gemeente. Wat nie dink ons is so goed nie, want ons mishaag onsself. Maar ons is 'n gemeente wat reg in Christus is. Nee? En daarom 'n gemeente wat reg uit die wêreld uitgekom het, heilig, afgesonder vir Christus. Soos vir die doop ook was hy heilig ons as lidmate van Christus. Daarom kan daar nie ander wêreldse elemente. Maak dit sin vir julle? Dit is belangrik, hè? OK, kom ons stop dan hier en dan gaan ons volgende keer aan daarna Sondag 31 toe van Katekismes. Kom ons bid. Onse Vader in die hemel, baie dankie dat ons nou in U woord kan lees. Here, ons wil bid dat ons altyd al meer sal net sien die wonder van wie na U nagmaal toe kan kom. Ons wil bid dat ons al meer so 'n gemeente sal wees, 'n gemeente wat regtig erns maak met geloof in U, sonde besef, verlange daarna om ons geloof te laat versterk, ook om in Christus al hoe meer en meer te breek met sonde, te oorlog te hê met sonde en ons ou verdorwe natuur begeertes. Baie dankie Here dat ons so voor U kan kom. Amen.